Goeiedag, vandag duik ons in iets nogal besonders in. Dis 'n baie persoonlike versameling indrukke, gedigte en notas. Ja. Die titel is Israel, o Israel, stukkies onthou van 'n reis in 2010 deur KPJ Neil. En dis glad nie jou gewone reisgids nie. Nee, Glad nie. nee, glad nie. Dis meer 'n reeks kort, amper poëtiese oordenkings oor spesifieke plekke, spesifieke oomblikke, tydens 'n toer, ja, deur Israel, maar ook met 'n draai in Egipte. Ja. En die skrywer sê dit sommer reguit. Nou, hy sê hierdie was nie 'n pelgrimsreis om 'n sterker God. Ja. Daai een sê hy ken hy al. Sy doel was meer gefokus. Hy wil gaan kyk waar die leeu uit die stam van Juda geloop het. Interessant. En die resultaat, hy sê hy was beide geskop en verryk. En dit alleen sê klaar daar spanning hier, jy weet, kontras. Absoluut. So, ons mis jou, die luisteraar, saam te neem op dieselfde reis, maar deur sy oë. Ja, Dis 'n mengsel van geloof, ja, en geskiedenis, maar ook partykeer 'n nogal kritiese blik op hoe dinge vandag lyk, die moderne realiteit teenoor die ou betekenis. die botsing. Presies. Ons die emosies, die vrae wat die plekke by hom wakker gemaak het. So, kom ons spring sommer weg by die begin. Die landskap self, dis amper 'n karakter. Ja, dit is, die fisiese omgewing speel 'n groot rol hier. Die reis begin ons in Egipte, en die beskrywings tref jou dadelik. Ja, Naal praat van Egipte langs die Nyl, en die breër landskap sommer 'n niemandsland van sand en klip. wow. Veral die Sinaai, hy skets dit nogal lewendig. 100.000 berge van gebroke klip. Hy ervaar dit as 'n doodse verlatenheid, amper soos 'n verlore mens se siel. Dit laat hom wonder, is daar enigstens 'n kiem van lewe daar? Dis amper tasbaar, van onherbergsaamheid. En dan skuif hy na die Negev in Israel, en hier's 'n beeld wat my baie bly. Die eeue wat wegverpak lê, in die laaf van die modderberge, daarna by die dooie see. Ja, dis mooi gestel. Hy noem dit 'n soutlandskap, maar en sien ook die potensiaal raak, die wit rykdom wat uit daai omgewing kom. Dis daai kontras weer, né? Die bare natuur, maar ook die ekonomiese taal, die rykdom. Presies. En die dooie see self, hy skilder nie juis 'n romantiese prentjie nie. Nee, glad nie. Hy praat van toeriste wat plas in vuil pekelwater. Hulle modder. Ja, die bekende modder. Maar dan gaan hy verder. Hy noem die see 'n vloeibare ashoop van die eeue. Een wat besig is om te kwyn, te verdwyn en toenemend vergiftig word. Dis nogal cru, anders as die gewone toeristefoto's. Ja nee, dis verseker nie die gepoleerde weergawe. Dis nie net die landskap wat beïndruk of ontstel nie. Die menslike interaksies is net so belangrik. Ja, Dink byvoorbeeld aan die Beduïnekamp in Sinaai. Hy waardeer duidelik daai ou gasvryheid, die 3 dae van genade wat hulle gee, selfs vir vreemdelinge. en daai onder bokhaarseile, dis 'n sterk beeld. Maar hy noem ook 'n effensie, ongemak, 'n selfbewussyn, omdat hy die nag saam met ander pelgrims onder een dak moet deel. So dis nie net idillies nie. Nee, en dis interessant hoe hy daai eeueoue gasvryheid kontrasteer met wel meer lomp ontmoetings, soos die kameelrit. Ag ja, die kameelrit. Hy beskryf dit met 'n bietjie humor, né? 10 pynlike minute van kameelhobbel sonder grasie. Ja, En dit saam met 'n vrou wat hy toe nog nie geken het nie. Sy wyf vir 'n foto, maar kry geen reaksie nie. En hy sê dit sommer hoog verraad teen tong in die ties natuurlik. natuurlik. Maar die slotsom is nogal snaaks. Om 'n vrou te verstaan, 'n baie groter prestasie as om 'n kameel te ry. Dis goed. En dan, kyk na die aankoms in Eilot. Weer daai kontraste. Hy beskryf dit amper soos 'n redding uit die dorp bergsaamheid, deur daai streng sekuriteit en dan lafenis van beskawing by die Rooi See. Ja. En die vraag wat dit by hom los, wat is die grootste gemeene deler wat vrug kan voortbring in die woestyn? Dis dieper as net die plek, né? Dit gaan oor waarde, oor betekenis. Beslis. Iets wat hou te midde van die uiterstes. Selfs iets doodgewoon soos middagete in Jerigo. Hy noem die plekke Arabier en Seen se goudmyn, duidelike toeristeval. Klink so, ja? En dit kry 'n skerp randjie. Hy sien hoe die vroue die winkels invaar en dan merk hy droogweg op
Die rowers wat eers langs die pad gewoon net binne in die winkels. Ouch! Dis nogal. Ja, sosiale kommentaar in 'n reisnota. Presies. En dit bring ons by die historiese figure en plekke. Hier skram hy glad nie weg van kritiek nie. Nee, glad nie. Sy gedig oor Herodes die Grote, dis nogal direk. Ja, Hy noem hom jou doring. Sien, jy weet die bouwerk, paleise, waterwerke, die tempel, briljant. Maar, Seniel, dis gebore uit vrees en grootheidswaan. Ja, Herodes se werk laat die kasregister rol vandag nog, maar die gedig eindig met hy byt, net jammer van al die bloed. Ja, daai dubbelsinnigheid. Sada, die kabelkar is indrukwekkend, die fort is ongelooflik, gebou om oninneembaar te wees. Ja, Maar, soos die gedig sê, dit kon nie die onverbiddelike Romeinse masjien keer nie. ja, En dit lei toe tot daai massa selfmoord. tragies. En die slotreël daar is ook swaar. Selfs hulle weet nie. Dit bevraagteken amper daai eenvoudige heldeverhaal. Ja, dit doen. By Kapernaum is daar weer 'n ander gevoel, amper verwondering, maar ook miskien teleurstelling. Hoe so? Hy vra hoekom Jesus juis hierdie plek gekies het. Was dit die sinagoge, die mense na die ruïnes en wonder of die klippe iets onthou van die genesings, of is hulle net stille getuies van die oordeele? En dan die moderne ironie, 'n groot brons Petrus wat stil oor die pelgrims uitkyk en geduldig poseer vir die kameras. Ja, daai kontras tussen die hede. By Dawidstad sien hy die onewereidige klipstapels wat die stad se geskiedenis verklap. Ja, Hy koppel dit dadelik aan Sion en Moria, maar die gevoel is oorweldigend een van hartseer. Die stad wat haar Messias nie wou hê nie, en wat sal aanhou wedig. Dis duidelik teologies geïnterpreteer. ja baie. Selfs stel Megiddo, Armageddon, daai berg van die tyd waar hulle lae en lae van beskawings opgrawe. Ja, dit laat hom met 'n vraag. Na al die argeologie vra hy, hoe dan dat jy gekies word slagveld te word? Dit trek 'n lyn van die oerverlede na die einde toe. En dit bring ons dalk by die mees prominente tema, hierdie spanning tussen persoonlike geloof en wat hy sien as kommersialisering of ritualisering by die heilige plekke. Ja, dit kom telkens terug. By die put in Nazareth byvoorbeeld. Hy sien dieselfde patroon. By die grot, die eenvoudige huis wat nou byna waaglik oorskare word deur daai reuse kerk. En hy is krities oor die mosaïeke wat Maria amper soos 'n godin uitbeeld. By die put, dis die wensfontein gevoel, die blinkmunte self heilig met die laf water. Dit hinder hom duidelik. Ja, jy kan dit hoor in die toon, en daai kritiek word eintlik net skerper by Jardeniet, die doopplek aan die Jordaan. Hoe lees hy sy beskrywing daar? Hy sê dis 'n plek wat duisende twyfelagtige herinneringe van kitsreinheid. Kyk, dit lyk vir my, hy sien die besigheidskant, die huur van wit klere, die gevoel van 'n produksielyn, en hy kontrasteer dit met wat hy glo die dieper betekenis behoort te wees. Wat is dit vir hom? Vir hom is die Jordaan simbolies, 'n doodsrivier van wederopstanding vir die volgelinge, die klein karitie, so dit teen wat hy as oppervlakkig ervaar. En dan, die grafkerk in Jerusalem, dit kry seker die skerpste woorde. Ja, dit klink so. Hy skets 'n prentjie van chaos. 10.000 pelgrims wat die Heilige Gees verdring om die klip te soen. Dis nogal 'n beeld. Hy noem die hoofstruktuur, die anastasis, sommer in die sogenaamde aardskeer, agter glas, onoortuigend. Sy slotsom. 'n Groot sukses in die besigheid van Rome en Kie. Dis buitende sarkasme. En dieselfde vir die Via Dolorosa, die pad van smarte. Ja, Dit blom, sê hy, met kruise, ikone en kitsch. Alles vir die onheilige dollar. Ek is verneek. rakies. So dit wys hoe daai ervaring van die heilige plekke vir hom dikwels wel vertroebel word deur die moderne dinge, toerisme, rituele, geld. Dit verklaar seker daai geskok gevoel waarvan hy praat. Ek dink so, ja. Maar en dis belangrik piek en teleurstelling nie. Daar is ook oomblikke van wat hy duidelik ervaar as egte geloof, diep persoonlike betekenis. Ja, gelukkig. Op die See van Galilea byvoorbeeld, daar's 'n mooi oomblik. Hy hoor skielik mede Suid-Afrikaners,
Hulle sing eers in Kossisikilil i Afrika en dan Afrikaans. Dit raak hom. En terwyl hy luister, dink hy aan die Bybelstories, die storm op die see, Petrus wat sink. Dis persoonlik. Ja, en by die Sint Anna Kerk in Jerusalem naby Bethesda, daar is dit die eenvoud, die akoestiek. Dis wat hom tref. Ja, Hy praat van die soetie in daai eenvoudige klipkerk, hoe die echo jou gevange neem. Dit lei tot aanbidding. Dis 'n oomblik waar die plek self die geestelike ervaring versterk, nie verdring nie. mooi gestel. En dieselfde by Eingerie, weer Afrikaanse aanbidding, deur medepelgrims, wat echo in die woestyn. Hy noem dit kosbaar. 'n Oomblik van aanbidding in veraf ballingskap. En dit lyk of die tuingraf hom 'n baie sterk kontras bied. Teenoor die grafkerk, wat staan vir jou uit in sy beskrywing daar? Wel, dis die stilte, die eenvoud, die fokus op die kernboodskap. Hy beskryf hoe hulle die mymering oor die leë graf, want hy het opgestaan. Vir hom lê die ware betekenis daar, verby die massas en die rituele. Sy geloof, sê hy, sien verby dit alles, na die opstanding. Dis hier waar hy daai Arameese woord gebruik, Maranatha. Ons Heer kom. Sleuteloomblik lyk dit my. Selfs by Timna Park, in die suide, by die replika van die tabernakel, daar vind hy ook betekenis. Ja, in die eenvoudige struktuur, weggesteek tussen die berge, hy sien hoe dit simbolies wys na Yeshua HaMashiach, Jesus die Messias. So hierdie persoonlike, maar altyd soekende blik, dit gaan weier as net die bekende plekke in Israel. Dink aan sy beskrywing van die kerk van die Asop in Kairo. Dis aangrypend. Ja, dis 'n kragtige stuk. Daai nagmerrie-rit deur die stad se uitskot, waar mense letterlik tussen die vullis leef en werk. Hy noem hulle kies van die afvalmasjien. In roekelose chaos. En dan, te midde van dit alles, daai reuse kerk, onder 'n holkrans gebou, waar hierdie gemeenskap elke week bymekaar kom om hul essensie te vind, soos hy dit stel. Dis geloof wat oorleef in die mees ekstreme omstandighede. Indrukwekkend. Die piramide dink. Hy sien die massiewe goed as simbole van menslike ambisie, die soeke na ewigheid, gebou met die lewensbloed van 10.000 slawe. Ja. Maar hy kontrasteer dit met sy eie oortuiging. Ewigheid bestaan nie uit klip nie. Dit lê net in die guns van God. Twee laaste dinge wat nogal belangrik lyk. Eerstens, die rol van die toergids. Ja. Die skrywer noem die gids 'n naalstring na die verlede. Iemand wat die Bybelstories, die ou en nuwe skatte, vat en dit blink poleer tot ek verstaan. Dit wys hoe belangrik interpretasie en konteks is. Dit het iemand nodig om sin te maak. En dan, heel laaste? Heel laaste is daar 'n gedig, Israel, wat alle soort van saamvat, die komplekse gevoelings. Ja. Dit praat van die land se geskiedenis, van hartseer en leed, van die verwynige saambestaan wat hy aan sonde koppel, die gevoel van verdwaal wees in die paaie. En die slotreëls, dis nogal treffend, dit som dalk sy hele ervaring op. Wat sê dit? Terwyl weer en weer die waarheid vrugteloos roep om nie herken te word deur sy eie nie. Sjoef. Ja, dit bring ons terug na die begin, nê? Hierdie versameling is regtig in 'n diep persoonlike blik, op plekke wat vir so baie mense soveel betekenis dra. Ja. Dis nie net abstrakte geskiedenis of geloof nie, dis die ervaring, vandag, met al die kompleksiteit, die ongemak, en ja, soms daai diep ontroerende oomblikke. Presies. Ontwikkeling gesien, die dorre landskap teenoor lewe, historiese gewig teenoor moderne kommersie, die massas teenoor die persoonlike soeke. Ja, en die skrywer se gevoel van beide geskok en verryk, dit loop soos 'n draad regdeur. Dis duidelik, dit was nie 'n maklik, het diep vrae gebring, intense emosies. Dit lyk amper of die insig wat Nel wil deel, is dat die hedendaagse ervaring, die botsings, die kommersie, ja, maar ook die opregte oomblikke, dat dit alles nou onlosmaaklik deel is van die boodskap. Die span en die realiteit is nou deel van die pelgrimstog. En dit los ons dan met 'n vraag, vir jou om oor te dink, daai laaste gedig, die waarheid wat roep, maar nie herken word nie. Selfs daar,
Hoe dink jy beïnvloed al daai lae, die geskiedenis, die konflik, die geld, die verskillende geloof, beïnvloed dit hoe ons vandag hierdie plekke en die stories daaraan ervaar? Ja. Is dit enigstens moontlik om deur al daai geraas te breek, om by 'n soort kernwaarheid uit te kom? Of is die ervaring self, met al sy kompleksiteit en teenstrydighede, dalk juis deel van die boodskap wat hierdie het? Iets om oor te wonder, inderdaad. Dit was vandag se verkenning van KPJ Neil se Israel o Israel, stukkies onthou van 'n reis in 2010. Baie dankie dat jy saamgeluister het. Ja, dankie. Tot volgende